En ek gaan vandag met julle 'n bietjie deel wat die Here, die Heilige Gees, die hele week, as ek myself kry, dan sê hy vir my, word heilig. Ek sê, Here, maar ons lewe, die Here sê, word heilig. Want julle lewe in 'n donker tyd. En vanaand gaan ek 'n bietjie praat, want die Here het dit op my hart gelê, oor die eindtyd. Tonight I'm going to preach on the end times and the escalation. The escalation happening. That's what I'm going to speak tonight about. Maar vanmôre preek ons Afrikaans. Kom ons gaan na 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 16. Hulle sit dit vir ons hier agter op die bord. Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dis waar die volmaaktheid van God se heiligheid gaan plaasvind. Ons is nog nie volmaak heilig nie. Wat sê die woord? Kom ons lees. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede. Hy sê nie lewe soos die wêreld nie, hy sê inrig. So jy het 'n deel wat jy besig is om te doen. Moenie inrig nie. Volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, sê ek is geroep. En kom ons doen dit nou met oortuiging. Ek is geroep. As ek jou gesigte so kyk, kom ons probeer weer. Ek is geroep. Amen. Soos soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Heilig word. So is nog nie daar nie. Dis 'n proses. Aanhoudende proses. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Hoe kan ons in daai proses daar kom? Ek gaan nou met u daaroor praat. God wil hê ons moet heilig wees, want hy is heilig. Nou wil ek gou hê, ek weet pastoor Alwyn nie sien, hy het my geïnspireer om weer terug te gaan na, dat ek my hande kan gebruik. We inspire each other. Nee. En mag julle, soos ek so 'n paar weke terug gepreek het, mag julle opgewonde raak oor Jesus Christus, wat ons losgekoop het, soos wat Paulus opgewonde geraak het en gesê het, beleef die krag van God. Mag julle opgewonde wees. Heiligheid. Ons sal alleenlik volmaak heilig wees die dag wanneer Christus ons kom haal het. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dis God se wil, dat jy heilig moet lewe. Nie net gered word nie, is God se wil dat jy heilig moet lewe. Nou sê pastoor, Jesus maak val. Hierdie teksies, nee. Net as ek dink die môre ek is reg, prys die Heer met blye galme, Here seën elke mens wat voor my ry, dan kom hy een verby. Om George, nee, dan is al my heiligheid by die voorvenster uit. Here, ek gaan hierdie ou met 'n hand help. Daar's 'n goddelike ontevredenheid oor my. En dan sê ek, Here, vergewe my. U het gesê, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het nog nie tot die kennis gekom van wat reg is nie, waarheid. Baie dankie, my broer. En so sien jy die pastoor bely ook maar gedurig deur. Hy bely. Maar ons is in die proses van heiligmaking.
Want wat vir God belangrik is jou siel, is jou redding, is nie die ander goed wat jy bereik nie. Jou siel. En wanneer ons sig verloor en ons begin na ander goed kyk, moet jy vir jouself sê, hey, Edmund, vir die Here is jou siel belangrik. 1 Johannes 1 vers 5. En ek wil hê jy moet dit vanmôre hoor, want hoe sien ons God? Ons het 'n perspektief rondom heiligheid en God wil hê ons moet iets sien. Wat is ons perspektief voor heilig? Ek gaan kerk toe, man, ek kom bid hier toe, vroue bid hier, power hour, ek gaan selgroep toe, ek doen vir die Here, ek gee vir die armes, ek doen al hierdie goed. Man, weet jy, heiligheid, prys die Here, ek bid saam met my vrou, my kinders in die aand. Dink jy dit is heiligheid? Jou verhouding met Jesus Christus en gehoorsaamheid aan God om te doen wat hy jou voorgeroep het, groei in heiligheid in. Dis waar jy groei in heiligheid in. En ek en jy moet besef, wanneer ons dan van, kom ons lees eens 1 Johannes 1 vers 5, God is lig en geen duisternis is in hom nie, dis hoekom hy heilig is. Staan dit in vers B. God is lig, daar's geen duisternis in hom nie, hy's heilig. Ek moet streef om daardie lig te dra in my lewe, oomblik vir oomblik. En wanneer ons praat van God se heiligheid, dan, ek wil sê ons assosieer dit met die feit altyd, dat God in reinheid beweeg, en in geregtigheid. Hy sal altyd regverdig wees, want dit vloei uit sy geregtigheid uit. Daai verhouding met my nie, en in reinheid. Dis God se wese. En hy werk ook daardeur. Hy werk met ons, sy kinders, wat gewas is in die bloed van die lam, en jy besef maar net, weet jy wat, ek is gewas in die bloed van die lam, ek is skoon, ek is rein, ek streef na heiligheid, en weet jy wat, die enigste persoon wat dit kan stop, die enigste persoon wat dit kan laat krimp, wat dit kleiner kan laat word, of afdraai in die verkeerde pad, ek en nie. In Petrus 1 vers 15 sê hy sê, julle wat geroep is, moet julle in julle hele lewenswandel, moet julle heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want God, ek is heilig. Wat beteken heiligheid? Heiligheid beteken eerstens, afgesonder en anders. As ons sê God is heilig, wys en beklemtoon hierdie wêreld, wys ons en beklemtoon ons dat God is bo, hy's verhewe, hy's almagtig, hy's bo die geskaapenheid, hy deel nie met dit wat Satan dink belangrik is nie, maar wat God wil hê is dat jy sal lewe, jy by die doel sal uitkom waarom hy jou geskape het, en dat jy moet weet, hy is lief vir jou, daar is geen ander manier nie, niks en niemand sal jou uit sy hande uitruk nie, niks en niemand kan jou van die liefde van God skei, wat daar in Jesus Christus is nie, want hy het jou vrygemaak. Hy het jou vrygemaak. En dan preek ons dan sê ons, hy gee vir jou onbeperkte moontlikhede. Ek dink partykeer beperk ons God selfs daarin. Beperk God. En dan sê ek
kan suksesvol wees omdat God my die krag. Man, wie wil hê, wil God hê jy moet suksesvol wees? Ek vra jou. Can I beg to differ? Ek gooi dit maar net in, gaan dink daaroor. God het nooit gesê wees suksesvol nie, hy het gesê wees gehoorsaam. Ek lees nêrens in die Bybel suksesvol. Ek wil nie jy moet suksesvol wees nie, ek wil jy moet gehoorsaam wees. En as jy gehoorsaam is, dan kom die krag van my heiligheid in jou lewe tot openbaring, and you can do anything. Dan gaan jy dans die moontlikhede onbeperk. Oh my soul, pastoor, moet jy nou so preek vanmôre preek? Ons het hierdie ding van heiligheid is in ons aanbidding. Heiligheid is in alles. Hoe jy praat, hoe jy dink, waarna jy kyk, wat se lofprysing jy doen. En dan ons lag baie keer daaroor, maar heiligheid is selfs oor wanneer ek spring. Ag pastoor, wat vang jy vanmôre aan? Dit wat ek doen, doen ek tot eer van die Here. Not for you. Ek verheerlik die koning van die konings. En ek doen dit in heiligheid. Ek doen dit nie vir die wêreld nie. Ek doen dit nie vir mense nie. Ek doen dit vir God. Dis hoekom Dawid, toe die ark terugkom en die ark was 'n beeld van God se teenwoordigheid. Onthou, God se teenwoordigheid is sy heiligheid. If you want things to change, come into His presence. And His holy presence will be there. And in His holiness, He will change everything because He's different. He works. Nee, ek het gesê Afrikaans spreek. Hy werk anders. Hy werk heilig. Hy werk groot in jou lewe. En jy dink binne in hierdie jou boksie, ek het nou mos die bokspreek al gedoen. Jy dink binne in hierdie boksie en God sê, as jy maar net daai boksie neersit, trap die kante oop. En kyk wat ek vir jou gaan doen buite die boks. Here, jy mag net die werk. Halleluja. Die Here werk ons net binne die mure van die kerk. En ek sê dit met groot liefde en respek. Maar ek wil hê jy moet hierdie belewenis hê wat ek het vanmôre. Sy teenwoordigheid is heilig. It's changing our lives. Moses kom by 'n brandende bos. Sien hierdie bos brand en hier staan hy. Okay, this is interesting. Dit is interessant. Moses trek uit jou skoene. Want die beste wat jy kan gee, die Engels sê dit so mooi, it's like filthy rags before me. Trek uit jou skoene en staan, voel die grond wat heilig is, waar jy op staan voor my. Vir Moses was dit die ervaring. God het gesê, ek wil hê jy moet ervaar. Sadrag, Mesach en Abednego kom by die koning sê, as julle nie hierdie beeld aanbid nie, as julle nie afgode aanbid nie, kom ek sê vir jou, maak ek jou dood. Wat sê Sadrag, Mesach en Abednego? Hey, koning, ek weet nie wie jy ken nie, maar ek ken 'n lewende en heilige, almagtige God van hemel en aarde wat wonders doen. As hy ons red, so be it. As hy my nie red nie, so be it. En wat doen die koning? Hy vererg hom. Dis mos wat die wêreld doen. As ek nie my sin kry nie, dan vererg ek my. En wat gebeur? Hier staan hierdie 3 manne. Die koning sê, gooi hulle in daai oond, ek gaan 'n voorbeeld van hulle maak.
Wat gebeur? Die manne om die oond brand dood. En hier is die koning, hier staan hierdie 3 binne. Huh? George, kom staan jy hier by my? Andre, kom staan hier by my. Dylan, ek kies nou al die manne wat naby is. Dylan, staan jy hier by my? Ons is die 3 kleintjies. Hier, Sadrag, Mesach en Abednego. Is daar nie iemand wat lyk soos die van 'n godeseun by hulle nie? Kyk daai geweldige man. Kyk daai wese. Was hulle nie 3 nie? Beleef almagtige, heilige, veragtige God wat wonders doen. Dankie julle. Sadrag, Mesach, julle kan maar gaan sit. Engel, baie dankie. Skus, ek het dit net ingegooi. Jy weet, God is 'n God van blydskap en vreugde, soos beskutting. Die tweede ding wat ons moet raak sien, in sy heiligheid verwys dit na God as 'n regverdige een wat optree regverdig. God sal regverdig wees, al is die wêreld hoe onregverdig teenoor jou. Al is jou belewenis wat, God bly regverdig. En alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet en in regverdigheid in verhouding met hom lewe. Ons moet dit in ons kop kry, dan sê ek, Here, ek kan nie verstaan hoekom dinge uitwerk nie, maar weet jy wat? Dinge sal uitwerk soos wat U wil hê dit moet uitwerk. Ek rus in U. Man. God doen wat reg is, punt klaar. God doen wat groot en goed is, punt klaar. Die al agtergekom, ek kan sê wat ek wil, ek kan skree soos ek wil, ek kan my speelgoed uit die houer uitgooi. Daarom moet ons streef om heilig te wees, te word, want God is heilig. Ek kan iets dalk nie doen nie, maar God kan. En hy sê, ek en u moet doen wat goed, reg en aanneemlik vir hom is. Om heilig te lewe. Efesiërs 4 vers 24 het ek om vele dae. Ja, okay. Ek gaan hom net, van die goed gaan ek net lees. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Beeld, lyk soos. Tree op. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wees anders. Wees rein. Lewe in geregtigheid. Want dis wat heiligheid beteken. Leef anders. Deel daarmee. Ek is 'n kind van God, ek is anders. Ek raak nie sommer net kwaad nie. En die pastoor moet ook nog daaraan werk. Ek raak ongelukkig oor die ongeregtigheid van die dag, as ek sien wat in ons land aangaan, op die paaie. Maar saam met dit gaan ek ook vir u sê, I know who is in control. God knows what he's doing. Hy weet wat hy doen. En dan sê hy, jy moet volkome volgens die wil, my wil, God se wil lewe en wees heilig. God wil hê ek en u moet dien sonder vrees in heiligheid en geregtigheid. Dis hoe ons moet lewe. En dan sê hy in Lukas 1 vers 74 en 75, gaan lees dit, al die dae van ons lewens. Al jou dae, nie net 'n Sondag nie, nie net 'n Woensdag nie, al die dae van jou lewe.
kom ek sê vir u, ons gaan heilig word na mate ons dag na dag, oomblik na oomblik, in gehoorsaamheid aan God lewe. Jy gaan heiligheid begin beleef. En dan moet ons versigtig wees, dat die eie ek nie die oomblik vat, en met dit weghardloop nie. Sien, daar's 'n menslike siening, wat ek nou vir u genoem het. Dit wat ons doen, as ons dit in werke doen, dan is dit, ek is nou heilig, ek het hierdie bediening. Alles is 'n gawe van God af. Alles is 'n gawe van God af. Jy sit vanmôre en hoe baie keer sê mense, pastoor, kom bid asseblief vir hierdie persoon, hy siek. As jy bid, jy het 'n direkte lyn. Ek gaan ouens begin bestraf wat dit sê. In die naam van Jesus bestraf ek dit. Dis alleen van Satan af. Bid jy. God hoor jou. En of hy daai persoon gesond maak of nie, die belangrikste van alles is om seker te maak of daai persoon se siel aan die Here behoort. Dis wat ons moet doen. Ken jy die Here? My pa, en ek het dit al vir u gesê, as ons by 'n brandstofstasie gestop het, en ek maak die venster oop, jy weet, dan, ons is so, jy weet, meneer, hoe kan ek jy help? Gooi R200 se diesel in. Wat lag jy? Dis diesel, man. En dan kom my pa van die kantlyn af toe hy gelewe het. Hallo Boeta, gaan dit met jou? Oom, nee, goed en jy? Sê gou vir my, ken jy die Here? Dan sê ek soos, hy wil diesel ingooi. Dis ook wat Here is, pa. Oom, jong, weet jy nie? En as hy sê, nou weet jy, dan is my pa uit die bakkie uit. Dan kom hy om die hoek. Sê ek, Here Jesus. En dan is my pa, kom ek help jou gou. Kom ek vertel jou. Jesus het jou lief. Hy het jou eintlik geskape met 'n baie groot doel. En selfs hier waar jy werk, kom ek vertel vir jou, die Here wil hê jy moet hier groot verskil vir hom maak. En by jou huis. Ja, oom. As hy okay, bid agter my aan. Here, vergewe my sonde. Was my in die bloed. Maak my kind. Amen. Amen. Dankie oom. Ek is nog nie klaar nie. Here, help hom, beskerm, bewaar hom. Hou hom vas. Wees hier vir hom 'n God van naby. Laat hy in die woord groei. En as hy klaar is, amen, dan draai hom en klim in die bakkie. En dan soos ek, okay, R200 hoor. Dis diesel. We can inspire each other. Ons kan mekaar, 1 Petrus 1 vers 15, julle is geroep om in julle hele lewenswandel heilig te word. God vra van jou, wees verskillend, wees anders, wees rein, wees heilig. Om gehoorsaam te wees, te lewe in reinheid en geregtigheid, te lewe met die karakter en die gesindheid van Jesus. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. As ek nie kan nie en ek gee dit vir hom, dan sê ek maak jou heilig. Ek werk in jou binneste as jy my toelaat. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en al
onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Weet jy wat sê die woord, sonder heiligmaking gaan ons hom nie sien nie. Beteken ons sal nie deel aan hom hê nie. Hy kan moontlik sê, gaan weg van my af. As die Here sê, gaan weg, na wie toe gaan ons vlug? There's nobody. Daar's niemand. Hierdie stadium kan ek en jy na die Here toe vlug. Ons kan uitroep, Here help, Here voorsien, Here gee vrede, Here genees. Maar as ons nie na hom toe kan hardloop nie, na wie gaan ons toe hardloop? Sien, as ons op daai punt kom, waar die Here sê, mag julle aan hom toegewyd maak, hoe kan ons dit reg kry? Om te kom en te sê, Here, weet jy wat? Hier is my lewe. Dis kom Paulus gesê, ek bekeer my elke dag. Wat het hy gedoen? Here, in hierdie dag gee ek hierdie lewe oor. I don't want to be in control. Ek wil nie beheer nie. Ek wil hê U moet beheer nie. Ek wil hê U moet my lei deur die Gees. Ek wil hê U moet my bekragtig. Here, ek het nie die woorde om te praat nie. Moenie worry nie, my kind. Ek sal die woorde in jou mond lê. En selfs die woorde wat daar is, as jy begin praat, kan ek jou waarborg, gaan God daai woorde vat, en hy gaan dit gebruik tot eer van sy naam, om iemand se lewe te verander. Ons wag te lank vir perfeksionisme. We want to be perfect. Dag vir dag groei in geloof. Die tweede ding wat ons kan doen is om al hoe meer in beeld en gelykenis soos Jesus te word. Te lyk, op te tree. Wees vriendelik. As jy sien iemand is down en hulle staan by die til. My oom, my tannie, is jy okay? Nee, bid vir hulle. My oom, my tannie, weet jy wat, jy's nie alleen nie. Die Here sê, ken jou, ek het vir jou gesterf. Geef jou om. Nog 'n ding, om al hoe meer vrugte te dra, wat by bekering pas deur die Heilige Gees wat dit in jou werk. Vrede, vreugde, liefde, geduld, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek sukkel nog 'n bietjie met daai een. Ek kan dit maar vir ander pastore gaan sê. Ja, ek sukkel nog met daai. Selfbeheers. En nog 'n saak, die proses sal voltooi word die dag wanneer ons by Jesus is. Then we will be holy. Those who served him, those who trusted him, those who believed in him, but those who were faithful, die wat getrou was, die wat gehoorsaam was, en hulle wat die wil van God gedoen het. Weet jy wat, ek hoef nie te stoei vir altyd nie. Die Here sê nou, daar is 'n stryd, ek wil hê jy moet stry om oorwinning te verkry. En dan kan ons sê, Here, gee my krag elke dag. Hou my trou, help my. Ek wil hê staan saam met my.